Hartlik welkom by hierdie baie spesiale uitsending van die Huisarts waar ons Wêrelddiabetesdag gaan bespreek. En saam met my in die ateljee het ek twee gaste. Ek het Dr. Jacques van Staden. Jacques. Hallo en baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Ja, welkom hierso by Heartbeat FM. Dankie man. Yes. Ja nee, sien baie uit om hier saam met julle te wees en ja, 'n bietjie te gesels oor suiker. Ja, en dan my lieflike vrou Teresa. Hallo. Ja, welkom by Heartbeat FM. Baie dankie, ek is bly om hier te Ek wees. dink jy was baie lank laaste in die ateljee gewees. Ja, ek was. Ja, wanneer? Seker 2 jaar terug. Seker 4 jaar al. Yes. Ja. En sy het 'n pragtige hemp ook aan wat julle sal sien op Heartbeat TV vir Wêrelddiabetesdag. En dan jou pa het gereeld uitgesaai. Ja, hy was gereelde uitsaaier hierso. Hy was lief vir die woord en vir die Here en ja, nee, hy was vir jare het hy die woord gebring. Yes. Ja, Radio Kerk. Radio Kerk, dis reg. Ek dink Radio Kerk is 'n kyk hierso na die stelsel, dan sien ek die opskrif nog steeds hierso onder die omroepers. Ja nee, dit was hy, ja. Ja nee, dit is 'n baie getrou. Ek het toe ek net begin uitsaai het hom altyd gesien. Jy weet hierso by die ateljee, dit was wonderlik om te sien sy toewyding en sy liefde vir die Here. Maar ja, ons praat vandag oor diabetes wat ernstig is en ek wil dankie sê vir Teresa wat eintlik alles geïnisieer het by my en selfs vir die radiostasie dat ons iets moet doen vandag, 'n bietjie gesels daaroor. Weet Teresa stap nou al 'n pad met diabetes, so ek weet nie Teresa of jy sommer wil begin en net so 'n bietjie gesels en dan kan jy maar vir dokter 'n paar vragies vra. Dis jou show. Okay, ek was gediagnoseer toe ek net voor my 11de verjaarsdag. So ek is nou 'n tipe 1 diabetes vir 32 jaar lank. Ja. Ek wil graag bewusheid daarvan meer bekend maak aan almal, want nie almal is bewus wat dit behels en wat die leefstyl behels nie en wat jy moet deurgaan en dat dit nie net plain jy moenie net suiker nie eet nie. Ja. Hulle besef nie dit gaan net daaroor nie. Ja. En ek het gedink vandag is 'n goeie dag om mense meer bewus daarvan te maak. Want dit word nie regtig geselebreit algemeen nie. Ja, dit is baie stil in die kringe waar ek ook beweeg as ek nou kyk na my sosiale media en so en dan kry baie ander daar meer blootstelling sal ek sê. Ja. En Dr. Jacques, ek bedoel jou belangstelling in die veld. Weet jy, dit is maar hoe die Here dit wou gehad het. So ek dink hierdie skrif sê dat in 'n mens se hart bedink jy baie dinge, maar God rig jou voetstappe. So dit was sy plan. 17 jaar terug sou ek nie vir jou gesê het dat ons het actually meer diabetes spesialiste vandag nodig nie. Iets soos diabetology, wat 'n diabetes spesialis is, of jy nou 'n GP is wat spesialiseer in diabetes of endokrinologie gaan doen het en dan net in diabetes fokus, was nie vroeër jare nodig nie, maar as gevolg van ons leefstyl en alles wat mense doen heidaglik en hoe die wêreld verander het, is daar nou 'n groter behoefte daaraan. So in een gedeelte is dit hartseer, dat dit nodig is dat jy spesialiste nodig het wat fokus op een siekte toestand. En aan die ander kant, dit is die realiteit van ons tyd. Jy weet, dit is in my familie is daar ook diabetes en ons genetiese suiker wat ons het en een gedeelte daarvan is om dit te probeer voorkom, sover as wat 'n mens kan, veral tipe 2's. As jy weet dat daar's 'n familiegeskiedenis en risiko. Tipe 1's is bietjie iets anderster. Ons gaan nou ons bietjie meer daaroor praat, maar ja, dit is 'n passie en daar is baie wat 'n mens kan doen. Jy weet daar's baie om te voorkom en daar's ook baie om te kan dit bestuur sonder dat 'n mens nodig het om komplikasies te kan kry. Ja, en ek dink die doel van die program is om van daai inligting net vry te stel wat nie altyd so vrylik beskikbaar is nie, want ons sit in 'n era waar daar baie inligting is, maar ons ook baie disinformasie. So mense en dis hoekom ek na die radio toe gebring het, want ons soek credible sources. Want ons wil nie net sit in Google of sit in AI. Maar ek sê nou die dag vir iemand dat u kom radio toe en hy sê, wie's die dokter? Is dit die een wat sy registrasie diabetes is? Net so. Ja, so vertel vir ons bietjie van wat u doen, net so as ons begin. Ja, so ek is 'n algemene praktisyn wat
meestal net fokus op diabetes. So ek doen dit al vir 17 jaar. Ons is hier in George van 2005. Ek het by George Provinsiale Hospitaal my Zuma jare gedoen en daar wonderlike mense ontmoet en wat my gelei het en gehelp het en in die privaat praktyk begin 2007 en toe Centre for Diabetes en Endokrinologie, dit was ons koepel waaronder ons begin het wat die hooftak in Johannesburg was en dit het net sy momentum en gevat tot waar ek meestal nou net fokus op diabetes in al sy vorme, tipe 1, tipe 2, LADAs ensovoorts. So ja, dit is maar die hoofdoel, is baie education, weet, want daar is baie disinformasie, ongelukkig, so dit is om mense te leer wat is reg en dan ook die behandeling wat huidiglik beskikbaar is, te kan leer daarvan, jy weet, en vir hulle te kan vertel en dan dit te gee en beskikbaar te stel waar dit moontlik is, sodat die pasiënt hulle self ook kan help. Ja. En jy sê op huidiglik soek jy nie nog pasiënte nie, ek sê jy's baie besig. Ja. Wêreld, ja. Ongelukkig is dit maar besig, maar jy weet, ons probeer altyd maar help waar ons kan. En net om te sê ook, jy's 'n lieflike kind van die Here, so wanneer 'n mens na jou toe gaan, jy weet, dan word jy ook geestelik verryk. En jy bedien ook, jy's ook iemand wat die woord bedien. Ons nou die dag gesit daar so en geluister na 'n preek daar by Soteria AGS. Ja, ek geniet die teaching. En ons is baie dankbaar. Ek wil net sê van my en van Teresa se kant af, ons is baie dankbaar vir jou en vir jou werk in die mediese veld, maar ook vir jou bediening en vir die opofferings wat jy doen. Ons het die hele land plat gery om hulp te kry vir Teresa met tydperke wat sy deur krisisse gegaan het en wat ons onseker was, gaan jy links of gaan jy regs? En die Here het vir ons 'n engel uit die hemel gestuur. Ja, definitief. En saam met Tannie Maureen natuurlik. Dis waar. Ja. Teresa, voor ons vir die breek gaan, miskien kan jy net nog so 'n bietjie vertel van jouself en net bietjie van diabetes en dan wanneer ons terugkom na die breek, dan gaan ons gou 'n paar vrae hanteer. Ja, ek het vir dokter van Staden baie jare terug ontmoet. En dit is soos jy gesê het, hy was 'n godsend vir my, want ek het God gevra om asseblief vir my iemand te stuur om my te help. Want ek het geweldig gesukkel, ek kon nie hulp kry nie, ek het gedink dit is onmoontlik om my bloedsuikers te beheer, en ek was net in 'n slegte toestand gewees. En ek was besig om agteruit te gaan ten opsigte van komplikasies. Dit het my oë aangetas, dit het my hande begin aantas. En ek het net aan mekaar soek vir hulp. En toe het ek deur die Here se hulp vir dokter Jacques van Staden gekry. En ek het so baie geleer van hom. Hy het my so baie gehelp. En ek kan vandag regtig waar sê, ek beheer my suiker baie goed. En dit gaan goed met my. Al my komplikasies in my hande wat ek gehad het, is weg. En my oë is dieselfde nou al vir 'n hele paar jaar lank. Dit het nie versleg nie. So ek is baie gelukkig om hom te gevind het en om die raad te gekry het wat hy my gegee het. Ja nee, verseker, ek is 'n getuie daarvan. Nogmaals dankie dokter dat jy ingekom het vandag en jou tyd afstaan hier op Wêrelddiabetesdag. Jy is ingeskakel op Heartbeat FM 103.9, 107.4. 'n Spesiale uitsending van Hizard vanmiddag waar ons praat oor diabetes. So as jy weet van iemand wat dalk bietjie inligting nodig het of daar's dalk 'n vermoede, kry hom in te skakel. Ons is nou weer terug.